Of jy jou oggendkoffie geniet of besig is om te ontspan langs 'n knetterende kaggelvuurtjie, welkom by episode 61 van In alle erns. Die Suid-Afrikaanse regering het onlangs die Trump-administrasie om meer tyd versoek om 'n handelsooreenkoms te onderhandel. Dit was in verband met die pouse voor die instelling van wederkerige tariewe op Suid-Afrikaanse uitvoere na die FSA wat op 9 Julie verval het. Die 30% tarief op Suid-Afrikaanse uitvoere na die FSA tree op 1 Augustus in werking en president Cyril Ramaphosa en sy ANC-geleide regering moet direk verantwoordelik gehou word. Die ANC-geleide regering het, nes die res van die wêreld, 3 maande of 90 dae gehad om die Trump-administrasie se besware aan te spreek. Anders as vele ander lande wat spoedig begin onderhandel het die ANC en sy bondgenote in die regering van nasionale eenheid 'n kop in die sand volstrystrategie gekies en die kwessies bloot geïgnoreer of ontken en gehoop dit gaan weg. Diegene wat die ANC se valse narratief help bevorder het en die uitwys van kritieke kwessies in die FSA en Suid-Afrika se verhouding afgemaak het as die verspreiding van misinformasie, is ook aandadig in die krisis. Die tyd het nou uitgeloop en die implikasies van hul versuim om die saak te beredder sal die land duur te staan kom. Hierdie situasie herinner aan Eisipus se fabel van die sprinkaan en die muur. Eerder as om aan 'n oplossing te werk vir 'n probleem met 'n sperdatum, het die ANC-geleide regering hul 90 dae lange somer vermors. Nes die sprinkaan in die verhaal, het hulle verkies om in hierdie tyd eerder die lied van ontkenning te sing, die dans van arrogansie te dans en die speletjies van onverantwoordbaarheid te speel. Die ANC het meer tyd bestee aan die teiken, swart smeer en straf van mense wat ongemaklike waarhede oor hulle ontbloot, eerder as om die diplomatieke krisis met die FSA te ontlont. Vele van hul bondgenote in die media het hulle al te gretig hiermee gehelp. Nou waai die snerpende wind van die gevolge van hul eie aksies deur Pretoria en die land staan op die drempel van 'n koue tariewe winter. Organisasies soos AfriForum het die regering herhaaldelik gewys op maniere waarop die kwessies wat die kern van die krisis vorm opgelos kan word. Die burgerregteorganisasie het selfs hulp aangebied om werkbare oplossings te vind. In plaas van samewerking het die regering ongegronde aantuigings teen AfriForum gemaak en aangevoer dat die organisasie skuldig is aan die verspreiding van waninligting. Daar is selfs 'n desperate ondersoek na hoogverraad teen AfriForum van stapel gestuur en dit alles vir die misdaad van uitwys dat die keiser en sy kaders kaal is. Nie alle lande het na afloop van die grasietyd onverrigter sake weggestap nie. Lande soos China, Vietnam en die Verenigde Koninkryk het byvoorbeeld deur middel van doeltreffende onderhandelinge en hul bereidwilligheid om die probleme waarop die Trump-administrasie gewys het uit die weg te ruim, daarin geslaag om gunstige handelsooreenkomste te sluit. Onkunde is ook geen verskoning nie. Die Trump-regering het onlangs aan 'n delegasie Afrikaners weer hul voorwaardes en eise aan die Suid-Afrikaanse regering beklemtoon. Eerstens, moet plaasaanvalle en moorde as prioriteitsmisdade geklassifiseer word. Tweedens, moet die ANC die haatlike Kill the Boer dreensang duidelik, onvoorwaardelik en ondubbelsinnig in die openbaar veroordeel. Derdens, mag geen grondonteiening plaasvind sonder billike markverwante vergoeding nie. En laastens moet FSA-entiteite vrygestel word van alle diskriminerende, rasgebaseerde wetgewing soos swart ekonomiese bemagtiging. 'n Nugter, verantwoordelike regering sou die 90 dae lange pouse benut het om 'n oplossing uit te dink vir elkeen van die wrywingspunte wat die FSA uitgewys het. Nie een van hierdie probleme is hoegenaamd onoorkombaar nie. Inteendeel, die oplossing is heel billik, verstandig en maklik uitvoerbaar vir enige regering wat nie ideologies besete is nie. Sonder toegewings is geen ooreenkoms moontlik nie. Die ANC toon egter deur hul gedrag en retoriek dat hulle nie bereid is om toegewings te maak op enige punt wat deur die Trump-administrasie uitgewys is nie. Die ANC hou vol dat hierdie kwessies op misinformasie gebaseer is,
en dat die hele diplomatieke krisis tussen die Suid-Afrikaanse regering en die Trump-administrasie op een groot misverstand neerkom. Die katastrofiese 2025 vergadering in die Withuis tussen Ramaphosa en Trump is egter 'n sterk aanduider dat hierdie narratief slegs op gerusstellende selfbedrog neerkom. Oor die bittere oes van verkwiste tyd het C.J. Langehoven die volgende geskryf: Die wêreld, die draai vir die swaar wintertyd om ons lande te saai, of om lui lekker lewend die ploeg te laat roes en daarna ons vrugte of onkruid te oes. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel met vriende en familie en los ook jou gedagtes in die kommentaar afdeling. Ek hou daarvan om te lees wat julle dink en ek lees al die kommentare. As julle ook enigiemand ken wat julle dink geïnteresseerd sal wees in hierdie onderwerp, deel gerus hierdie episode met hulle. En hierdie episode is ook beskikbaar oral, nie net op YouTube nie, op enige podsending platform waar jy ook van gebruik maak. Ek is Erns van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.